sy naam. Amen. O, prys die naam van die Here. Wat sou ons doen sonder sy liefde en genade? Kom ons staan net so aan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, ons wil U loof en prys vanmôre. Op hierdie dag in geskiedenis heen het U aan ons gedink. Het U seun Jesus Christus in gehoorsaamheid Jerusalem binnegekom en gehoorsaam gebly tot die dood toe, Here, sodat daar vergifnis van sonde en die ewige lewe kan wees vir die wat in U naam glo. Here, dankie dat U gister, vandag en môre dieselfde bly. Soos ons nou gesing het, die mens verander, maar Jesus nooit. En weet ons, Here, toe hy nederig op 'n donkie Jerusalem binnegekom het, was hy 'n diensknegt in die vorm van mens. Maar wanneer hy weer kom, sal hy kom as koning van die konings. O, ons loof en prys die Here, ons dankie dat U aan ons gedink het. Here, kom vanmôre in die volheid en in die krag en vul ons met U Heilige Gees. Mag alles wat ons doen vir U 'n soete, aanvaarbare offer wees en mag U naam in alles verheerlik word. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. En almal sê Amen. Jy kan gou hier sitplekke neem. Volgende week is Goeie Vrydag, die kruisiging van Jesus Christus, en Sondag die opstanding van ons koning en Heer. Kom asseblief op na die dienste toe. Ek sien vanmôre, dis weer daai tyd van die jaar, baie mense breek weg en gaan rus. En ons gun dit ook vir hulle. Maar ons wat nou nie weg is nie, is hier om te hoor, om te leer en om eer aan die Here te bring. So volgende Vrydag om 9:00 is ons ons Goeie Vrydag boodskap. Sondagmôre om 9:00 en dan weer die aand om 6:00. Vanaand is ons praise and worship aand tydens die diens. So kom net op en soos ons nou gesing het, kom ons verheerlik sy naam. Kom net en verheerlik God se naam in jou lofprys en aanbidding. Kom geniet die samesyn vanaand om 6:00. Dan Saterdag die 18de April, dis oor so 3 weke, het ons bodies gaan groot talentdag hier agter in die saal. Ons vra jy wat gebeur is, dis soos 'n lekker piknikdag, maar jy sit by 'n tafel en 'n stoel, nie op die grond nie, tensy jy wou, maar dis ook toelaatbaar. Maar bring jou mandjies saam, jou eetgoedjies en kom geniet daardie talentdag saam met ons hier agter in die saal. Dit is op Saterdag die 18de April. Dan het ons Saterdag die 2de Mei, het ons Kleur en Geur fondsinsameling. Ons het 'n dametjie wat verskriklik lief is vir ons diere en wat sorg vir diere en hulle red daar uit die lokasies en omstandighede waar daar die diere mishandel word en nie kos kry nie. En ons wil graag haar handvat en haar ondersteun vir die goeie werk wat sy doen. So op die 2de Mei is dit ons Kleur en Geur fondsinsameling. Die kaartjies beloop R50, maar dit gaan natuurlik vir jou 'n lekker happie om te eet insluit. Daar gaan verskillende disse wees. Jy kan kies en keer en net saam met ons te kom proe hoe lekker maak ons sissies kos. En dan is jou toegangsfooi 'n blikkie kos of 'n pakkie kos vir die diere of 'n konversie vir die winter. En nou vra ons ook die wat daardie dag nie sal kan kom nie, kan al reeds en ons sal 'n skottel daar agter op die tafel neersit wat u dan vir ons volgende week en vanaand as u wou, bring asseblief vir ons daai kos en komberse en dit vir die diere, sodat ons dit ook vir haar kan oorhandig om haar taak net so 'n bietjie ligter te maak. So asseblief ondersteun ons ook daarin, Saterdag die 2de Mei.
En dan vanmôre het die toneelspan ons 'n lekker bederfie na die diens daar agter in die saal. Lekker soet gebak, ietsie om die maagie te spoil. So asseblief ondersteun hulle ook daarin vir fondsinsameling vir die toneelspan na die diens agter in die saal. Koffiewinkel sal ook wees, daar's koffie te koop, daar's milkshakes te koop en dan daar die heerlike soet gebak. Dan wil ons ook in die afwesigheid van Pereus vanmôre nie hier nie verstaanbaar sy halfsuster Anne van Anne Vreiltjie het vir 'n operasie gegaan en haar operasie het nie suksesvol uitgedraai nie. Sy het die tydelike verlaat vir die ewigheid. So ons dink aan Perie en aan die Linda in hulle tyd van rou en ons vra die Here om hulle te troos in hierdie moeilike tyd. Dan wil ek vra dat ons as gemeente asseblief sal bid vir Louis de Klerk. Louis, Rita is vanmôre nie hier nie. Louis het 'n beroerte gehad. Hy is tans in die hospitaal. Ons weet hy het 'n stryd met sy gesondheid. So ons vra dat ons asseblief vir Louis sal bid en dan ook vir Zelda Maree wat nog in die hospitaal is. So ek vra asseblief gemeente, tree vir hulle in, bid vir hulle, sodat die hand van die Here ook daar kan ingryp en verligting bring. Goed, so kom ons gaan en ons maak die Here se naam groot met ons lofprys en ons aanbidding. Tydens die sing van die eerste lied, neem ons die tiendes en die offerhandes op. Weet die Here sê, hy het elke blymoedige gewer lief. En mag die Here vermenigvuldig soos hy alleen kan. Baie dankie worship warriors. Liefdes kom staan, en gaan ons Here se naam lekker groot maak. As hy ons klank van daar agter wat ons so mee geseënd is om ons te help, hy dalk het sy armpie ons nog nie opgewees net om dank. So hy is nou op en hy is nou reg. So kom ons gee vir die Here lof op. Halleluja. Is julle dankbaar om in die huis van die Here te wees? Goeie Here. Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Kom ons gee die Here lof op. Halleluja. Al die lof en al die eer kom op toe. Kom ons sing lekker saam.
eer kom U toe. Every praise is only unto You, God. We give You all the glory, honor, and praise this morning. Hallelujah. Vul die huis met Die glorie, vul die huis met Die glorie, vul die huis met Die teenwoordigheid. Alles is hier, en alles is tot U, openbaar aan ons Die heerlijkheid. Vul die huis met Die glorie, vul die huis met Die glorie, vul die huis met Die teenwoordigheid. En alles is hier, en alles is tot U, openbaar aan ons Die
geen roof geag het nie, om gehoorsaam te bly tot die dood aan 'n kruis. Halleluja. Ons loof en ons prys die Here. Alle lof en alle eer kom U toe. Halleluja. Baie dankie worship warriors. Geliefdes, ek kan die sitplekke neem. Dit bring ons by Palm Sondag. Jesus, Jesus, Jesus. Die heerlikheid van God wat mens geword het. Hy kom Jerusalem binne. Ek wil hê jy moet dit in perspektief sien, jy moet dit ervaar, jy moet dit beleef. God wat mens geword het, en onder ons kom aan wandel het, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou, stap die Via Dolorosa tot die dood toe. Die dag voor sy intog in Jerusalem het hy die nag voor dit in die tuin van Getsemane gebid dat God daar die beker by hom sal laat verbygaan. Dat die trane soos bloed op sy voorkop was. Maar tog het hierdie Jesus ons as sy vyand so lief gehad, dat hy gehoorsaam gebly het tot die dood toe. Ja, die dood aan 'n kruis. En ek wil hê jy moet daardie smarte voel wat Jesus Christus beleef het. En op daardie dag, toe hy Jerusalem inkom, kom die mense wat 'n koning verwag het. En hulle gooi palmtakke en hulle klere en alles voor Jesus neer. En hulle skree uit, Hosanna, die koning van die konings. En oor die volgende week wil ek hê jy moet dit bepeins en gaan lees uit die evangelies, uit dit wat Jesus nog gedoen het in hierdie kort tydjie. Maar ek wonder in myself wat het gebeur van uitroep dat hy die koning van die konings is, tot kruisig hom. Kruisig hom. Jy sien, ek dink dit was 'n menslike, tydelike verlange van hoop wat die mens gehad het. En hier kom die koning van die konings op 'n donkie nederig Jerusalem binne. En het hulle verwag dat hy in daardie oomblik die oorwinning sal aankondig. Maar toe hulle sien, hulle eie verwagting word nie bevredig nie, toe skree hulle sommer kruisig hom. En dis waarom daardie lied vanmôre so kosbaar is, want weet jy wat, die Here is gister, vandag en môre dieselfde. Die mens verander, maar Jesus nooit. Halleluja. As dit nie na ons poppe gedans word nie, dan verander ons gedagte in 'n oomblik. In 'n oomblik hou ek nie meer van jou nie, want alles voorwaardelik. Maar Jesus, die drie-enige God, het ons onvoorwaardelik lief. En hy stap in gehoorsaamheid Jerusalem binne. Bring hoop, maar hy doen veel meer as hoop bring in daardie oomblik. Ja, selfs verlossing van die ewige verderf. Geliefdes, ons teksgedeeltes vanmôre, ons gaan eerstens saam lees uit Johannes 1 vanaf vers 14 tot 18. En dan gaan ons lees 2 Korintiërs 3 en 2 Korintiërs 4. Kom ons lees hier saam Johannes 1 vanaf vers 14 tot 18. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid.
Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dan gaan ons saam lees uit 2 Korintiërs 3, verse 17 en 18. En dan ook 2 Korintiërs 4, vers 6 en 7. 2 Korintiërs 3, vers 17. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En dan sê 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hier die skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Geliefdes, ons is besig met 'n reeks boodskappe oor die heerlikheid van God. Hierdie heerlikheid het 'n gesig gekry. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, sodat ons sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die eniggebore seun van die Vader, vol van genade en waarheid. In ons vorige oordenking het ons gesien en gehoor dat God se heerlikheid in die sterre uitgebeeld word, dat dit in die sterre as te ware geskrywe staan. En het ons gehoor dat Moses in 'n rotsskeer moes wegkruip, om net 'n blink van die heerlikheid van God te kon sien. Maar hier in Johannes 1 gebeur iets wat die heelal skok. Die heerlikheid, die wat son en sterre, die wêreld daarin en al sy pragt gemaak het. Jesus Christus is die heerlikheid van God. Hy het menslik 'n vel gekry. Dink maar aan die magtigste koning van die grootste koninkryk wat daar moontlik in jou gedagtes kan wees. En daardie koning wat gaan en sy kroon neersit, sy kleed uittrek, die klere van 'n bedelaar aan te trek, en tussen sy mense te gaan wandel, om te kyk en te leer wat hulle behoefte is. Dit is wat God deur Jesus Christus vir die mensdom kom doen het. Jesus het nie sy heerlikheid verloor toe hy mens geword het nie. Daardie menslikheid was net beklee of verpak in 'n liggaam van vlees, sodat ek en jy hom in al sy heerlikheid kon aanskou sonder om te sterwe. Want onthou, God het vir Moses gesê, jy mag my nie van aangesig tot aangesig sien nie, want sekerlik sal jy sterwe. En daarom kom die drie godheid in Jesus Christus en hy word vlees. En hy kom woon onder ons, sodat ons die heerlikheid van God deur hom kan sien. In Jesus sien ons God se heerlikheid nie meer as 'n verblindende lig nie,
maar as genade en waarheid. Die teksvers sê in Hebreërs 1 vers 3 is die volmaakte refleksie van hierdie gedagte. Hebreërs 1 vers 3 sê, hy is die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Dit is wie Jesus Christus is. Daarom het Jesus gesê, ek doen niks behalwe dit wat ek die Vader sien doen het. Maar hoekom moes Jesus kom? Sodat ons God reg kan verstaan. Jy sien, ons het God nie reg gesien nie. Ons het gedink God is dalk hierdie kwaai regter wat net wil oordeel, of hierdie verre krag wat sy gesag wil afdwing en die mensdom wil straf. Maar Johannes sê Jesus was vol van genade en waarheid. En Jesus kom en wys vir ons wie God is. Genade en waarheid. Waarheid is die lig wat wys wie ons werklik is. Sondaars vol foute. En genade is die liefde wat ons aanvaar ten spyte van wat die lig gewys het ons is. Amen. As jy tot daardie besef kan kom oor die waarheid, dat jy 'n sondaar mens is wat foute maak, dan het jy die stryd in die vlees alreeds oorwin. En as jy dan kyk na hierdie waarheid wat deur genade kom en ons verlos van daardie sondige leefwyse. As jy net waarheid het, word jy verteer. As jy net genade het, word jy laks. Sien en soveel van ons groei in Christus, groei in ons bedienings en ons godsdiens, en dan begin ons so 'n bietjie hoogmoedig raak. Begin ons dink, ons het nou gearriveer. Terwyl die Here sê ons beste werke is soos vuil lappe voor sy aangesig. En as jy waarlik introspeksie gaan doen, en gaan stil raak en luister na die waarheid, sal jy sien hoe nader jy aan God kom, hoe meer letsels gaan jy op jou kleed vind. En hoe nader jy aan God lewe, hoe meer besef jy wat 'n sondaar mens jy is. En dis dan wanneer 'n mens die genade daarvoor gebruik, sodat God se naam in alles verheerlik kan word. Jy sien, vat 'n diamant. As jy 'n diamant vat en jy sit hom in 'n donker kamer, gaan jy daardie diamant nie eens sien nie. Maar as jy nou 'n lig direk op daardie diamant sou skyn, dan breek daardie diamant die lig in duisende kleure. Nou Jesus is die lig wat op God se karakter skyn, sodat ons die kleure van sy liefde, sy geduld en sy geregtigheid kan raak sien. Sy heerlikheid was op sy helderste, skuis tog, nie op die berg van verheerliking nie, maar aan 'n houtkruis waar hy vir ons gesterf het. Daar het God sy heerlikheid gewys deur sy lewe vir sy vyand te gee. Geliefdes, nou wil ek die spieël-effek vir u verduidelik en vanmôre se boodskap moet u help om te kan staande bly teen die liste van die vyand. Die vyand wil kom en steel en roof en hy wil vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Hy wil al jou swakhede aan jou uitwys, maar weet u wat, deur Christus Jesus is jy posisioneel voor God geplaas as heilig en loof die Here daarvoor.
Nou 2 Korintiërs 3 vers 18 het ons gelees, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid. Hier kom die wonderwerk vir jou en vir my. God se heerlikheid is nie net iets waarna ons kyk. God se heerlikheid is iets wat ons van binne verander. God verander my en jou deur sy heerlikheid. Paulus sê ons is soos 'n spieël. Nou dieselfde ding met 'n spieël, as jy 'n spieël in 'n donker vertrek gaan sit, weerkaats daardie spieël niks nie. Maar as jy die son op daardie spieël laat skyn, dan gaan die spieël ook begin skyn. Van heerlikheid tot heerlikheid. Dit beteken dat transformasie nie onmiddellik is nie. Dis 'n proses. Transformasie neem tyd in elkeen van ons lewens. Maar die besef moet kom dat ek 'n sondaar mens is. En dan moet ek God se genade aanwend om te kan verander. Dit word nie oornag volmaak nie. Maar hoe meer tyd in sy teenwoordigheid spandeer, deur gebed, deur die woord, deur dienste by te woon, hoe meer begin jou karakter soos Christus sin lyk. Dan praat Paulus van die skat in kleipotte. 2 Korintiërs 4 vers 7 sê hy, maar ons het hierdie skat in 'n erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit onsself nie. Ons is broos. Ons is stikkend. Paulus sê ons het hierdie skat in erdekruike, want ons is broos, ons het krake, ons maak foute. Onthou ons het gesê die waarheid is dat ons sondaar mense is met foute. Maar deur dit wat God vir my en jou deur sy genade kom doen, deur die transformasie waardeur jy gaan in jou lewensproses en jou wandel saam met die Here, begin God se heerlikheid deur jou te skyn. In Japan is daar 'n kunsvorm genaamd kintsugi. Ek het al voorheen hieroor gepreek en is vir my 'n fantastiese illustrasie van dit wat God deur sy genade vir my en jou ook doen. Nou hulle het gebreekte potte met goud gelas. So as 'n erdepot gebreek het, het hulle daardie pot weer aan mekaar gesit. Nou ons gebruik gewoonlik gom en daai klas van ding, maar hierdie kunsvorm het hulle goud gebruik om daardie kraak, daardie pot weer reg te maak. En daardie krake word dan die mooiste deel van daardie kunswerk omrede die goud wat daardeur skyn. So ek wil vanmôre vir jou sê, jou swakheid is nie 'n hindernis vir God se heerlikheid nie. Dis juis die plek waar sy goud, sy genade, die helderste kan skyn, sodat die wêreld om jou dit kan raak sien. Daarom skroom ons nooit om te getuig van dit wat God in ons lewens vir ons gedoen het nie. En ek is vernaam daarvoor om daaroor te getuig wanneer ek gestuier het en geval het, want dit is God wat my weer opgetel het in sy genade. En dit is in daardie getuienisse waar ek tot bekering kom, wat God my sterker maak, maar my tog herinner aan wie ek is. Die waarheid, 'n sondaar mens met foute. En so begin ek van heerlikheid tot heerlikheid groei, tot eer van die Here. Jou swakheid is nie 'n hindernis vir God se heerlikheid nie. Weet dat as jy sy genade reg aanwend in jou lewe, dat daardie genade God se naam sal verheerlik.
Ek wil afsluit deur te vra nou, hoe antwoord ons op hierdie heerlikheid van God? Eerstens wil ek vir julle sê, hou op wegkruip. Kyk na die regte bron en wees 'n ligdraer. Eerstens hou op wegkruip. Moses het 'n sluier gedra want die heerlikheid van God was op hom toe hy van die berg afkom. Die hoëpriester alleen kon die allerheiligste ingaan, eenmal 'n jaar, die voorhangsel in. Maar geliefdes, in Christus Jesus is daardie sluier gelig. In Christus Jesus is die voorhangsel geskeur en het ek en jy toegang tot die allerheiligste van God. Jy kan na God toe gaan net soos jy is. Want dit is daar waar ons die genade sal ontvang, waar die herstel sal kom, wat God se naam sal verheerlik. Kyk na die regte bron. Hou jou oë gefestig op Jesus Christus. As jy na hierdie wêreld vir jou waardes gaan soek, gaan jy leeg bly. Draai jou spieël as te ware na Jesus Christus toe. Wat hy van jou sê, is die waarheid. En wees 'n ligdraer. Geliefdes, die wêreld is donker. Mense soek hoop. Daardie klomp in Jerusalem het palmtakke en klere voor sy voete neergegooi, uitgeroep, Hosanna, die koning van die konings, want hulle het hoop nodig gehad. Hulle het gedink, hoop het in daardie oomblik arriveer. Weet u, dat hoop in daardie oomblik wel arriveer het, maar dat God se aanwending van daardie hoop 'n ver groter deurbraak vir ons as mens was, as net daardie tydelike verdrukking van die Romeine. Jou lewe hoef nie perfek te wees om God te verheerlik nie. Dit moet net na hom toe wys. Ek dink die dag wat ons gaan sien wie ons was en wie God ons gemaak het om te wees, gaan ons skaam kry. Maar ek hoop dat hierdie gebreekte erdekruik, that this vessel may stand before God and glorify His name through all those cracks, through all my shortcomings, that all the honor would be God's honor, and that His name will be glorified. Ek wil vra dat ons almal opstaan en afsluit met gebed. Here Jesus, dankie dat U die heerlikheid van die Vader vir ons kom wys het. Dankie dat U in ons brose lewens wil woon. Verander ons van dag tot dag, van heerlikheid tot heerlikheid, sodat die mense om ons kan sien dat daar hoop is by U, Here. Vader, U is die pottebakker, ons is die klei. Daarom stel ons onsself voor U en gee ons oor, Here. Maak ons wie U wil hê ons moet wees. En laat U genade tot eer van U naam deur elkeen van ons skyn. In Jesus kosbare naam. En almal sê, Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Het die musiek span vir ons 'n lied om uit te sing. Baie dankie julle.
van God deur Jesus Christus aan daardie kruishout is vandag nog so kragtig en so beskikbaar soos dit op daardie dag was. So wend daardie genade aan en verheerlik God deur al jou tekortkominge en foute en sy naam sal daardeur verheerlik word. Staan net en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Ek herinner u dan aan die soetgebak en die lekkernye daar agter in die saal. Baie, baie dankie. Hosanna. Ruska, die ding rekord. Die ding rekord.